Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Kom ons praat 'n bietjie regs. Dis hy. Ons het laasweek gesê dat ons gaan probeer om in hierdie afdeling regspraak te fokus op praktiese goeders eerder as tegniese regspunte wat vir prokureurs saak maak. So 'n ding wat ek baie mee gekonfronteer word is skuld en vorderings. Baie mense gaan tipies na prokureurs toe met skuld en vorderings. Maar ek wil dit so 'n bietjie van 'n ander kant af beskou vandag. Dat ons sê, dit gaan eintlik oor geld inkry. Dis waaroor dit gaan. En skuld en vordering is as jy nie die geld ingekry het, toe jy dit moes ingekry het. En so dis eintlik iets wat ergens anders, dit het ergens anders fout gegaan. En nou moet ek hierdie probleem outsource ten duurste na die tyd om vir iemand die eier van die vloer af te kom laat mop. So typies wat ons gesê het vroeër, Marie, daar's 'n fout in jou proses, in jou journey. Ergens het iemand, ek sal sê, die pap op die grond laat val. En is dit partykeer daai gedeelte wat jy eerder moet aan aandag gee as om, weet ons sê altyd, die vure doodslaan na die tyd. Ja, jy is nou waar jy is, jy het daai probleem bereik, maar in plaas van net altyd te sê, okay, maar gaan my lawyers op jou sit, miskien is daar 'n gedeelte, en ek dink ek en jy het al gepraat, met typies jou wetting, weet jy kan sê, okay, maar typies hierdie ou kan ek is my klaar sien, hierdie ou gaan my nie betaal nie, so weet, in plaas van om vir hom 'n trok vol hout te gee, sonder om 'n reference check te doen, dan weet ek, daar's 'n paar goed, weer eens prosedure, wat jy kan voor die tyd kyk, tot en einde, voor jy nou kom waar die plek is, okay, maar ek het altyd my prokureur in my back pocket, maar dit is die laaste uitweg, dit eintlik moenie daar wees nie. Nou, ek hou van Jerry Seinfeld, nog 'n quote van hom waarvan ek baie hou is, hy praat van hierdie wasgoedpoeier advertensies wat altyd sulke ekstreme voorbeeld het van goed wat hulle uit die goed moet uitwas. En dan is hier nou 'n ou wat 'n gebloei het op 'n hemp, jy weet, en nou wys hulle hoe was hulle hierdie uit hierdie hemp uit. Dan sê hy, if you've got bloodstains all over your shirt, maybe laundry is not your biggest problem right now. En dis baie keer so presies met skuld en vorderings. En veral as ons kyk na die kleiner sakeondernemings versus die grootes, dan sien jy wel die groot besigheid weer eens het die geld om beleidsdokumente en allerlei ondersteuningsdienste en chatbots en goed wat jy outomaties waarsku wanneer als gebeur en ons double check als voor ons dit doen. Hulle doen dit. Vir die kleiner besigheid is dit baie keer wat ons laasweek gesê, dis 'n handdruk, dit is 'n oogwink, dit is 'n e-mail en dinge moet gebeur. Daar's nie tyd vir te veel papierwerk en allerlei tegniese formaliteite nie. En daarom is dit dan vir kleiner besighede baie keer 'n groter probleem om geld in te kry. En dan het jy nog hierdie double whammy ook nog, waar aan die een kant jy het die besigheid miskien klaar gedoen en nou kry jy nie die geld in nie, so jy het verloor of tyd of hulpbron of iets, jy weet, handelsvoorraad jy verkoop het en die geld het nie ingekom nie. Maar nou moet jy goeie geld wat jy klaar het op 'n ander plek gemaak het, moet jy nou vir 'n persoon soos ek gee en sê, asseblief gaan kry net vir my hierdie, en dan nou nog partykeer daai dinge, gaan nou nie in daai ding afgaan nie, maar ek hoop ons sal ons kostes terugkry. Forget that. Dit is 'n bonus, as jy dit reg kry, is jy lucky.
Die groot ding is dat as jy 'n transaksie toetree en jy die spyker op die kop geslaan, dan is dit baie kere om proaktief te wees en om voor die tyd te kyk, al moet ek hierdie transaksie toetree. Maar kom ons breek hom ook net so klein bietjie af. Dat daar's vir my 2 hoofelemente van 'n transaksie wanneer ons kom by die verpligtinge afdwing. Dat aan die een kant het ek 'n belofte wat ek moet nakom, wederzijds gewoonlik, maar aan die ander kant moet daar vermoë wees om te betaal. Nou, die belofte nakom gedeelte is iets wat ek beskou as 'n bietjie meer iets intern. Dis iets wat ek kan bestuur vanuit my besigheid. Ons het beter dokumentasie, ons bestuur die verwagtinge van die begin af. Wanneer gaan jy hoeveel moet betaal? Is jy bewus daarvan? Ons herinner iemand, hoorie so, dis die 25ste, dis die 1ste, dis die 5de, betaal nou, en irriteer partykeer maar net iemand. So dan is dit meer daai morele ding van onthou jou verpligting wat jy moet nakom. En dan as ons nou na die dokumentasie gaan, watse dokumentasie het jy nou nodig? En dit is nou 'n reeks goed, ek noem dit sommer want dit is seker handig miskien om te weet, maar jy het jou kontrakte, jou beleidsdokumente met al jou beginsels van jou organisasie, standard operating procedures, wie doen wat, wanneer, dan vat jy dit in jou posbeskrywings in, iemand wat vir jou werk, se werk moet gekoppel wees aan jou besigheidsreëls, en dan moet jy dit ook nog in jou bestuursverslae, moet jy die goed monitor en dophou. Maar daarmee is vir my meer aan die beloftes nakom kant. En absoluut, kry dit in plek en maak seker dis daar. Maar daar's 'n heeltemal 'n ander kant van die storie, en dit is, kan die persoon met wie ek besigheid doen, my betaal? Kan die persoon of entiteit of maatskappy of trust of skool of wie ook al bekostig om hierdie transaksie toe te tree voor ek my loodgieterbakkie uitstuur, wil ek weet, kan jy dit betaal? Voor ek my die dokter aan jou laat werk, moet ons weet of kan jy betaal en sovoorts. En dit raak ingewikkeld. Dis nie altyd net 'n ding van wys my jou bankstaat, okay, jy kan dit betaal nie, want ek weet nie of gaan jy op die regte tyd die geld hê nie. So dit moet op die regte tyd beskikbaar wees, en ek moet dikwels in die toekoms inkyk, maande in die toekoms, en natuurlik niemand kan dit doen nie. Nou, wat ons gesien het oor tyd is, en uit kliënte se pyn, kan ek ongelukkig sê, is dat een van die belangrikste faktore aan die einde van die dag, om regtig iemand se betaalvermoë te squeeze, as ek dit so kan sê, is dat, want kom ons begin net by hierdie, baie mense is geneig, en selfs al werk hulle by 'n plek, so is maar altyd mense wat doen wat hier gebeur, is dat mense overcommit. Ek dink ek gaan R12 hê, ek het net R10. Oeps, okay, nou kom ek vat net sommer so 'n random lysie van goed wat mense geld op spandeer, het 'n telefoonrekening, jy laat jou hare sny, dalk, jy nie. Nee, ek kan nou en dan doen ek dit. My baardhare. Jou baardhare. Is, as dalk mense gaan 'n bietjie kroeg toe en te prokureer en het 'n kind op skool en dan so handelsvoorraad goed wat jy moet verkoop om weer jou geld te maak. Nou dis 'n mixed bag van allerlei goed. Nou as jy gaan kyk na die spandering van mense, en jy sal meer klem daarop lê later, Ernest, is dat mense se spandering is nie altyd volgens die regte objektiewe prioriteite nie. Partykeer dan is die kroeg en die haarsny belangriker as die ou by die hardeware winkel ander dag goed gekoop het waarmee ek daai geld gemaak het, byvoorbeeld. Nou daai bly agter. Jy meen om die harde hout te drink is. Ja, harde hout, ja. En die ou by die hardeware winkel skroef later. Presies, dis die kringloop. Nou, die regte vraag dan is, wat is die effek? Nou sê nou maar ek betaal nie vir Vodacom nie, of vir MTN, ek wil nou nie vir iemand hier so publisiteit gee nie, maar wie ook al my netwerkverskaffer is, betaal ek nie. Dit gaan 'n rukkie hou, dan kan ek nie meer bel nie, ek kan nie meer WhatsApp, ek kan niks meer van hierdie goed doen nie, ek's uit. Hulle gaan hulle geld kry. Goed? Daar's petrol. As ek nie die petrol of diesel ingooi nie, gaan die kar nie ry nie. Ek moet dit doen, dis nie argumenteerbaar nie. Maar dan is daar iets anders. Dan sit nou kom ons sê nou hipoteties Dirk by die hardeware winkel. Weet ek, ag man, ou Dirk is 'n nice ou, en as ek net vir hom, ek gaan koop vir hom 'n koffie, en dan chat ons 'n bietjie, en dan gooi ek net vir hom so halfte van die balans wat ek skuld, en dan gaan ons weer aan, en nou Dirk sal sommer via my verkoop, en partykeer is ek bietjie agter, en nou en dan vang ek weer bietjie op. Nou daai tipe goed, wat eintlik daar gebeur het, is iemand het in hulle
kop die sommetjie gemaak van wat is 'n regte probleem en wat is nie 'n regte probleem nie. Nou jy kan vir my sê, die kontrak sê dit en wat. As ek dit nie voel nie, as ek dit nie beleef nie, dan gaan daar nie 'n effek wees nie, dan gaan my kop dit nie regtig ernstig vat nie. Hamer teen die kop. Wel, Jy moet dit voel. Ek is eintlik bly jy noem dit, want baie kere gebeur dit, dat mense vra, en ek het dit nie 5 of 10 keer gehoor nie, as ek net met vir jou sê, en ook nie van afskuwelike bose mense, ek praat van gewone mense, wat met my as 'n prokureur praat, ek sal natuurlik niemand se naam noem nie, maar dit is 'n natuurlike respons, wat mense sê, kan my sê die ou se knie gaan breek nie. Rarig. Maar ek het al gehoor dat as jy nou klomp skuld het wat betaal moet word en jy moet nou besluit wie om te betaal, die persoon wat laaste betaal gaan word is die een wat geen vryheid vir jou is nie. Absoluut. Die tweede ene wat betaal gaan word is die een wat jou wetlik skade kan maak en die ou wat eerste betaal gaan word is een wat jou fisies kan skade maak. Ek het 'n paar hier huise, ek het al hierdie Jy weet, jy het druk 1 vir kniebreek, druk 2. Die grap vir my van die kniebreek ding is, en so ek sê, dit gebeur regtig baie wat mense dit vra, want jy sien nou hierdie mos bordjies van debt collections, wat nie prokureurs is nie almal nie, maar baie kere is dit iemand wat jou sal, wanneer jy by die kerk staan en 'n teetjie drink, hier langs jou kom staan en sê, onthou van daai hardewarewinkelrekening, né? Nou dit klink belaglik, maar dit is die tipe goed, of jy staan in Menlyn en jy wil in jou kar klim, jy lê jou foon sê, ek kyk vir jou, jy gaan nou in jou kar klim, en soos, waar's jy? Met wie praat ek? Moenie jy worry nie, ons kyk vir jou. Dis is Jackie so van Dead Collections. Daai tipe goed, okay? Dead Collections. Jy kry net, met kniebreek, daar's net 2 knie, jy kry net 2 paemente. So, as jy partykeer kan mense nie als in 2 paemente betaal nie. Nou ek is nie vir kniebreek nie, maar ek dink dat as jy byvoorbeeld paemente gaan toelaat, moet jy druk opsit om elke paement te kan uitkry, reg? En dit ons het om 10 vingers. nou praat jy. So, maar okay, dit is die ding, dat as daar 'n werklikheid, en jy dit heeltemal reg sê, Ernest, dat dit gaan absoluut daaroor, of is daar 'n werklike effek, is amper wat ons nou in ons opwarmingschat gesê het, van die innovering in oorlogstye. Dit is reël, daar's nie plek vir redenasies en teorieë en so nie. So uiteindelik, Jock? Ek wil net vanaf vir jou vra, nee, so in terme van, ek het 2 vrae, maar ek sê tweede vraag, nou vra, is, hoe maklik is dit vir die klein saakonderneming om daai credit check te doen? Is daar meriete in nog in 'n goeie ou credit check? Ek weet die corporates is nog steeds baie gedissiplineerd met dit. So ja, hoe lyk daai dinge? Is dit akkuraat? Is dit maklik? Is dit vinnig? Net om, en natuurlik ook, ek vind selfs ons ook, nee, jy vertrou my ou, 'n kontrak geteken. Weet, touch wood, niemand snaaks daar buite nog nie. Wel, ja, dis 'n ander storie, maar die punt is meeste ouens betaal, geen komplikasies nie, en ek weet nie wat hulle credit score is nie. So daai is by voorsorg. Dit is om voordat die krediet toegestaan word, is en kom ons face dit, as iemand jou later betaal as nou kontant in die hand, is dit krediet. Ek praat nie van die kredietwet en rente en dit nie, ek praat van, jy is op risiko om nie jou geld te kry nie, en daarmee moet jy vrede maak. So, neem voorsorg. Die tipe goed wat 'n mens kan doen, is, kom ons begin by die belaglike, reg? So, die belaglike is, ek het 3 sulke oproepe of gevalle verwysings gehad in 1 maand wat verby is, okay? Ouer mense, word gebel, antwoord hulle telefoon, val vir die oudste triek in die boek, dit kon 'n chatbot gewees het, betaal vir my vir hierdie of daardie rede, hierdie geld oor, of gee my jou PIN, of log in en sit hierdie by, of doen daai, woep, geld uit, hardloop bank toe, ek is bedrieg, soos, jy's gesakker, jammer, baie jammer, maar dit is 'n regte ou triek waarmee jy gevang is, en sorry vir jou, okay, nee, ek regtig sorry vir jou, maar sorry vir jou, dis die einde van die storie. So, dan die minder belaglike is, check iemand uit, as ek dit so kan stel. Hey, duur klere, nice watch, cool kar, beteken nie dis 'n goeie betaler nie,
daai goeders is dalk op slegte skuld. Who knows? Jy weet, dis dalk 'n triek om jou te vang, jy weet. So moenie net na die oppervlakkige goed kyk en jy smeer praat 'n groot game en bly in 'n groot huis, so moet baie geld hê en daar's seker 'n kluis met miljoene en as jy net nice is, dan kry jy sommer van dit en daar's geld vir die alle, dit werk nie so nie, klaar, kry dit uit jou kop uit. Die regte goeders wat tel is om die basics is, en jy kry toestemming daarvoor, dan doen jy 'n basiese credit check, dis by die kredietbureaus, jy kan van enige persoon of entiteit 'n verslag trek, en jy kan bietjie hulle transaksies, geskiedenis en 'n score en al sulke goeders kry, maar jy moet verstaan, daai is 'n snapshot, dit is beperkte data, dit is glad nie konteks spesifiek nie almal is op daai stelsels dat die data beskikbaar is nie, so daar's Maar ek dink belangrik daar is die konteks. Ek het al gesien met gevalle, ek vat veral slim mense, weet, ons is partykeer ek het vergeet om 'n rekening te betaal, want dit is nie geautomatiseer nie, want dit is nie 'n debietorder nie. En as jy nie konteks sien dan in die sisteme word dit net gevlek as jy swak betaler, jy twee betalings was laat. Maar is vir twee spesifieke goed, en as jy gaan kyk, as jy sien maar dis daai wat nie debietorders was nie, of jy moes manually, en jy was dalk nie in die land nie for that matter, of jy weet dis mense, jy vergeet. En dis weer eens, ek wil sê, dis nie altyd wat jy met tegnologie net kan 'n klik 'n knoppie, wat is my robot scores hier rooi, wat kom ons sê konteks oor wat ook al gebeur is, dit is al 'n jaar terug. Wat het gebeur hoekom ek jy betaal nie? Jy was afgelê van jou werk, dit was COVID tyd, jy was geretrench, jy moet altyd konteks onthou. En dan kan jy sien maar met die laaste 12 maande is die track record goed. So moenie baba met die badwater uitgooi nie. Exactly. Ek dink, ekskuus maar, ek het nou ook al gesien met huurders, dit is nou maar my konteks hierso is, dit is, daai tipe goeders wys baie keer vir jou 'n gewoonte. 'n patroon. 'n patroon. En 'n gewoonte misdadiger bly 'n gewoonte misdadiger. As jy gewoond is om goed laat te betaal, gaan jy dit aanhou so doen. Maar as jou finansiële gewoontes goed is, dan gaan jy aanhou om goed te betaal. En dit is die een ding wat die toets van tyd wel sal wys op so 'n verslag, Dewald, is dit 'n patroon of is dit regtig ek het 'n fout gemaak. So, maar ek dink daar wat jy raakvat is mens moet nadere ondersoek instel. Mens moet bietjie dieper kyk as net die fancy watch en 'n credit report. Yes. Dit is byvoorbeeld handelsverwysings. Goeie ou handelsverwysings. Met wie anders het jy iets soortgelyk gedoen? As ek die 3de, 4de persoon is wie jy nie betaal nie, dan wil ek baie ver van jou wegbly. Of ek wil ander betalingsterme hê. Ek gaan nie toelaat dat jy 90 dae, ek gaan stop om aan jou te lewer as ek sien hierdie ding uit 'n kant uit. Okay, so dit is wat ons probeer vasstel, maar hoe doen ons dit? So, vra iemand, hoorie met wie anders doen jy besigheid, onthou voor die transaksie plaasvind, dis iemand tipies, ek wil nie sê verleen nie, maar tog 'n bietjie, okay, ek moet nou my kant wys dat jy weet wie ek is en so. So jy kan iemand deur 'n ekstra masjien en deur 'n MRI sit, as jy moet, en hulle sal dit wil doen om die krediet aan te gaan, of om die fasiliteit te kry. So, maar as jy met iemand gaan praat dan, wat met hulle, en maak seker, dis nie hulle vriende en familie, en die beste vriend, wat altyd daai oproep vat en so nie, gaan praat met iemand wat 'n relevante verwysing is, en maak dan ook seker jy vra die regte vrae. Vra vir iemand, ek wil jou finansiële status sien, ek wil bestuurstatus sien, ek wil bankstatus sien. As jy dit vir my wil wys nie, dan kan ons daaroor praat. As jy dit nie het nie, dan moet ons begin ernstige vrae vra. Okay, nie almal het heeltyd 'n report vir alles nie. Maar as daar niks is nie, as daar niks is wat jy kan demonstreer om geloofwaardigheid te kry dat jy dit werd is nie, verdien jy nie krediet nie. Hoekom moet die risiko geneem word aan hierdie kant? Nou, die punt dan is, dat om voorsorg te tref, om 'n kredietvasstelling te doen, 'n kredietlimietvasstelling, volgens die feite wat jy het. Nie sê, ag, ons gee R30,000 limiet, en daarna kort jy dit en dat. Sê, wag, vir jou, dit, vir jou, dit, vir jou, dit. En dan, dit is die voorsorgkant. Maar, uiteindelik, wat 'n mens sien, is dit gaan oor lewensiklusbestuur. Dit gaan, daar's gereeld hierdie tipe transaksies, daar's elke eenheid 10, elke eenheid 100, gaan daar iemand wees wat nie die belofte nakom nie, wat nie betaal nie. En daar sê mens dan, dit is eintlik
al is dit eksterne probleme, of iemand geld het en of hulle betaal, kan mens intern op 'n bestuursvlak, strategies en prakties, allerhande maatreëls en prosesse instel. En ek gaan sommer net soveel en net 'n paar noem, met die hoop dat dit handig is, dat daar's 'n interne beleid, hou daarby. As jy prosedures het, stiek daarby. Monitor jou resultate, kyk na die mense se balans. As iemand agter is, moenie nog krediet toestaan nie. As iemand begin altyd goed betaal het, en was altyd op die 28ste, dan kry ons Maree se geld, nou is hy die 3de, die 7de, die 9de, iets is fout, pas op, dis nie meer nice besigheidsvernoot van laas nie, dit is dalk 'n probleem van môre, so hou dit dan dop, los die probleme baie vinnig op. Daar het jy nou gesê, Jacques, is so belangrik, dat as iemand 'n probleem het, as iemand jou 'n 3/5 score gaan gee, moet jy uitvind, want daar is ook iemand wat jou nie gaan wil betaal nie. So as jy kan uitvind wat is dit en sê wag 'n bietjie, ons is nog besig om te transact. Ek wil asseblief net by jou hoor, wat gaan hier aan? Want jy gaan ook nou slegte goed van my nou nog seker wil sê ook nog later in die pad af. So hou daai blus daai vuurtjie terwyl hy klein is. Maar dan as daar iets is wat nie mooi plaasvind nie, eskaleer dit. En wat moet jy doen om dit reg te kry? Jy moet trekke van al jou dokumentasie. Jy kan nie goed aflewer en nie 'n delivery note kry nie. Jy kan nie goed uitstuur as daar nie 'n purchase order was nie. Sulke klein goedjies, maar dit gaan jou sink. As jy later kom en sê, man, ag jy, hoeveel keer het ons nou dit gedoen en jy gaan my nou regtig nie drop nie en al daai goed begin so, later, hou op my bel, my lawyer praat met jou klaar. En dan val dit neer op bewysstukke, het jy die goed gecheck, is dit in plek, is dit in lyn met jou kontrak, al die e-mails, al die WhatsApps, al daai goed wat al net vertroebel, gaan 'n invloed hê, so jy moet seker maak dat jy by jou eie reëls ook stiek. En dan ook maar net prakties, jy weet, as jy sien dat iemand default, dat hulle nie by die goeders hou nie, of hulle is nie so trou aan hulle woord nie, of hulle het net nie die geld wat hulle gedink het hulle gaan hê nie, dit is nooit noodwendig iemand wat skelm is nie, dit is gewone mense wat net simpel besluite maak en kortsigtig is en bietjie overshoot en overcommit en so aan, maar maak dan die kredietlimiet bietjie minder en wysig die betalingsterme, jy weet wat, ek het gedog jy gaan 'n lekker 30 dae kliënt wees, ons het jou op COD, dis dit, klaar, jy weet, en ek soek eers my balans, dan begin ons, jy weet, jy gaan nie nou begin COD terwyl jy my nog skuld nie, want dan vang jy my nou weer uit. So, die gevolgtrekking dan is, dat die mens proaktief hierna kyk, dis iets wat ons laasweek gesê het, wees proaktief in jou benadering, kyk na die hele lewensiklus, moenie net kyk na invordering nie, moenie net kyk na wetting nie, moenie net een keer kyk na wat iemand se credit score nie, hou dit die heeltyd op, monitor dit, monitor ook jou resultate oor 'n maand en oor 'n termyn en oor 'n jaar en sovoorts en sien wat se patrone jy raak sien in jou besigheid. As daar wanbetalings is, maak seker daar's gepaste teenreaksie. Moenie laat dit unnoticed gaan nie. As dit laat is, wys dit uit. Maar ons het dit ontvang, dankie, maar ek sien dis laat. Maak seker dit word opgemerk. Laat dit nie 'n ding is wat, hulle kom dit nie eers agter nie, want dan kan jy weet, die 3de word die 5de word die 15de. En dan uiteindelik, waarop dit neerkom, en ek dink dit is vir die entrepreneurs, dit is 'n deurlopende bestuurskwessie. Dit is nie, daar's nie my core business is, ons smelt grawe en dan het ons hierdie kant dingetjie is finansies nie. Dis soos as jy finansies afgesny is, gaan jy niks doen nie. En dan gaan jy later al hoe meer moet prioritiseer, belangrikste goed is al wat oorbly, en kom ek eindig met hierdie staaltjie, want ek sien in vandag se tye, kontant is min. Ek sê dit nie ligtelik nie, ek sien dit oral, dat die kontant vloei in ons land is, dis soos om deur die Karoo te ry en jy sien dit het lanklaas gereën. Dis droog. Wat in Japan gebeur het, Japan het hier, ek dink in die 70s, 80 het hulle hierdie ekonomiese, waarvan julle kan hierdie ekonomiese ontploffings gehad en eintlik 'n ontploffing net konstante groei. En toe in die 90s toe vat hulle hierdie amper dekade lange dip en hulle het 'n zombie economy genoem. En wat gebeur het was, hulle het deur 'n slegte ekonomiese tyd gegaan, en soos wat die kontant opdroog,
dan vloei dit nie meer na die volgende ou toe nie. Dan so daar van die punt af, dan gaan dit al hoe opper in die value chains, of in die cash flow chain, as ek dit liewer so noem, want die geld kom ons baie keer van die ander kant af. Droog het op, nou betaal ek net die belangrikste goed in my salaris en my Netflix en internet en wat ook al. Okay, volgende maand hier, jy weet later die minimum goed, net petrol, net kos en dan uiteindelik al daai ander verskaffers wat daai geld, die res van daai geld ontvang, droog nou op. Nou kan hulle nie meer hulle goed betaal nie. Eventually is dit hierdie totale economic downward spiral wat nie kan terugkom amper tot hy heeltemal oor begin nie en collapse. En ek weet dit is hoe belangrik en relevant dit is, want ons weet hier is 'n resessie op pad. Ek dink nie ek's doom and gloom nie. Ek dink dit is algemene kennis en ons sien al reeds Suid-Afrika se ekonomie is op 'n baie taai plek met hoeveel faktore wat dit net verswaar en erger maak. En dan is net die basiese realiteit dat mens sien die kontant is minder. So as daar nie 'n proaktiewe benadering gaan wees nie, gaan daar suffering en pyn wees en ek wens dit is nie so nie en beveel dis aan dat wie ook al in 'n posisie van verantwoordelikheid is wat besluite maak oor transaksies wat moet voortgaan of nie, dubbel en trippel seker maak dat daar's genoeg voorsorg in plek en konstante monitering om dit verantwoordelik te doen. Okay, maar kom ons vat 'n vinnige breek as ons in die pylvak. Ernest Boervin, gaan ons 'n bietjie finansies gesels. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.